Is nog baie wat voor lê in vanoggend se program. Ons leer oor hoe 'n gesin stresvolle periodes moet aanpak. Ons bespreek finansies. Arnold is hier met jou sport. Ons gesels oor die beste, Shannon Blank. Maak lekker musiek en vereers is dit natuurlik tyd vir ons oggendpraatjies. Wat ons verder voortsit. Inderdaad so, en nog 'n belangrike vraag, hoe gereeld gebruik jy aanlyn vervoerdienste soos Uber of Bolt? Ek moet sê nogal baie meer as sê 2 of 3 jaar terug. En ek dink nogal omdat my tieners ook bietjie meer gereeld van dit gebruik maak. Ja, moet ek maar sê, bietjie meer as voorheen. Maar ons doen inderdaad. En ek moet sê, wanneer 'n mens reis ook, dan is dit gewoonlik 'n bietjie meer gerieflik. Dit staan natuurlik ook bekend as e-taksiedienste, maar goed, ek gaan nou uitkom by weer eens die Kaapse kuiertjie en hoe gereeld ek daarop staat gemaak het. Maar die Suid-Afrikaanse aanlyn vervoerdienstebedryf jaag tans teen 'n regulatoriese krans af. Klink gevaarlik. Die nasionale wysigingswetsontwerp op landvervoer wat verlede jaar in September in werking getree het 'n 180 dae aftelling begin vir platforms en bestuurders om hulle bedrywighede te wettig. Vir jare het aanlyn vervoerdienste soos Uber en Bolt in 'n sogenaamde grys area gefunksioneer. Maar nou word hulle amptelik as 'n erkende vorm van openbare vervoer geklassifiseer. Die probleem, wel, bestuurders kan nie hulle lisensie skryf voordat die platform self by die nasionale openbare vervoerreguleerder geregistreer is nie. Volgens die departement van vervoer beteken dit dat indien 'n platform nie geregistreer is nie, bestuurders eenvoudig nie in die provinsiale stelsels verskyn om vir 'n bedryfslisensie aansoek te doen nie, en die sperdatum kruip vinnig nader, naamlik 11 Maart 2026. Dis om die draai. Tot vroeg in Februarie is slegs 10 registrasieaansoeke deur platforms ontvang en nie een is al afgehandel nie. Dit plaas duisende bestuurders in gevaar om outomaties onwettig verklaar te word. Nou, indien 'n platform bestuurders sonder geldige lisensies toelaat om te werk te gaan, kan dit tot 'n boete van tot sowat R100,000 of selfs 2 jaar tronkstraf lei. Maar hierdie wet gaan nie net oor papierwerk nie, dit fokus veral op veiligheid. Die bedryf word al jare getuister deur berigte van kapings, ontvoerings en aanrandings. Die nuwe regulasies vereis dat alle aanlyn vervoerdienste voertuie 'n fisiese paniekknoppie moet hê wat direk aan wetstoepassing of private sekuriteit gekoppel is. Voertuie moet ook duidelik gemerk wees as digitale rit besprekingsdiensmotors en die LER vir vervoer in Gauteng, Kedibone Dialet-Tlabela, meen dat die groei van sogenaamde e-hailing groot ekonomiese geleenthede geskep het, maar dat dit binne 'n deursigtige en goed gereguleerde raamwerk moet plaasvind om pendelaars en bestuurders te beskerm. Ek dink die veiligheidskwessie is baie belangrik, want ek meen, ek het nou, jy weet, hierdie afgelope paar dae het ek nou nogal met van hierdie dienste gebruik gemaak of hierdie dienste gebruik. En is altyd interessante gesprekke, wat ek kan hoor, daar is 'n hele paar struikelblokke waarmee sommige van hierdie bestuurders te kampe het, en groot kommer wat ontstaan na aanleiding van, en hulle verduidelik dit baie mooi, dis miskien 'n gesprek vir 'n ander dag, maar ook mense wat nie Suid-Afrikaanse burgers is nie, wat hier besig is met hierdie soort van dienste, en wat dit nie noodwendig veilig maak nie, want hulle is nie noodwendig op die stelsel nie. So, en ek dink daar is oor die algemeen kommer rakende veiligheid wanneer dit by hierdie spesifieke dienste. Ek dink nogal dit kan 'n lekker debat ontketen as het ware, juis ook omdat jy sê, soveel mense van ander lande, maar ek het ook om met van hulle te doen gehad wat regtig net hier is om 'n honest bestaan en 'n werkie te maak en 'n diens te kan lewer, en dan word hulle nou weer gekastei aan die ander kant, nie net van die regering af nie, maar ook van jou, ek meen jou taxi-organisasies en van die ander ouens wat natuurlik ook van hierdie dienste beskikbaar stel. So ja, dit is maar 'n kopseer nie, maar hierdie is nou nogal vir my 'n interessante ene van, okay, ons moet dit doen, maar nou is dit die enigste mense wat gesê het ons moet dit doen, wat sloer aan die ander kant. Presies, en ons 'n proses wat voor lê. Ek meen, by einde van die dag, ek dink wat my die meeste bekommerd maak oor hierdie spesifieke kwessie, is die feit dat dit dan nou so sloer, of kom ons stel dit dan nou so dat dinge teen 'n slakkepas gebeur, maar ek dink ook baie mense is, jy weet, hulle maak staat, dit is hulle bestaan, dit is wat hulle doen vir 'n lewe. So as dit so sloer en dit word nie betyds afgehandel nie, kan ek net sien dat dit 'n bottleneck situasie gaan veroorsaak en tot volgende of nog probleme gaan lei. Interessant genoeg, ek het nou nogal baie meer voertuie begin sien wat gemerk is, jy weet, soos Johanna toe, die Uber, die Bolt,
Ja. En is dit nou maar as deel van hierdie hele scenario wat die regering ook nou geskep het om te sê, jy moet jou voertuig merk en sê, dis die diens wat jy doen. Waarskynlik. Maar nou wonder ek ook, maak dit hulle nie net meer kwesbaar, dan nou weer, soos wat ons onlangs in die nuus ook verneem het van een van hierdie e-hailing drivers wat verboor is. Ja. So, dis maar enetjie waaroor ou altyd gaan wonder, nê? En ek dink daar's baie kompetisie ook, jy weet, tussen die verskillende bestuurders en ook tussen die verskillende dienste, maar hoe dit ook al sê, ek dink is ook net belangrik, jy weet, die toepassing maak dit baie makliker, maar om altyd 100% seker te maak. Kyk, ek stap partykeer 360 grade om my kar of daai motor en kyk net eers na die nommerplaat en maak seker, jy weet, die regte persoon my oplaai. En as jy inklim ook 'n goeie, ek maak maar baie geselsies om seker te maak ek en hierdie persoon is op dieselfde golflengte. Ek het altyd 'n goeie exit. Ja. En of dit nou plaaslik is of selfs as ons oor see gereis het, goed, dan sit ek skelm maar neem ek net gou as ek sien die ou sy credentials hier so neem ek hom net af. Vir as daar ietsie gebeur en my foon word gevind, dan kan hulle sien waar ek was. Weet jy wat doen ek ook? Ek steel gewoonlik hulle musiek. Die bestuurders, hulle het gewoonlik fake musiek waarna hulle luister. Sit jy om daar so, dan Shazam ek opgegaan, ja. Maar so van voertuie oor na kleredrag of jou klerekas. Dress your team for success with Image Makers, quality corporate clothing and staff uniforms made for all-day comfort and those important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe, because what you wear and how you feel matters. Locally made and proudly South African. Image Makers. Nou ja, bly ingeskakel, ons kuier net hierna weer verder. Jy's by Goeiemôre, good morning.